Omdat dit vanoggend ook biddag is vir onderwys en opvoeding, het ek met 2 persone gereël vanoggend om so 'n bietjie met ons vanuit hulle perspektief, hulle belewenis, hulle ervaring net met ons kortliks te kom deel. Wat is die goed wat ons as gemeente ook voor kan bid? En dit is belangrik dat ons dan nie net vandag daarvoor sal bid nie, maar dat ons gereeld daarvoor sal bid. En ek het vir gereël dat ons 'n onderwyser vanoggend hier het en een van die leiers. So ek gaan eers vir meneer Bertus Steyn geleentheid gee. Hy's adjunkhoof daar by Nelspruit Hoërskool en hy gaan net so 'n bietjie vir ons sê uit hulle perspektief as onderwysers daar by die skool ook oor wat is die goed wat ons vanoggend ook kan voorbid en dan ook vir vorentoe waarvoor ons alles kan bid. Daar is hy baie welkom hier by ons Bertus. Ons is bly jy is saam met ons. Baie dankie. Goeiemôre almal. Goeiemôre dames en here, seuns en dogters. Dit is my lekker om hier 'n klompie graad 8 te sien wat ek daarom ken en al 'n bietjie meer te doen gehad het, maar is dit nie amazing om te sien? Hier staan 'n paar graad entjies wat die matrieks van 2036 is, as ek nou so vinnig dink. 'n Lang pad wat vir hulle voorlê, maar opwindende pad. Dames en here, baie dankie vir die geleentheid om hier te wees. Die onderwys en die onderwyssektor is maar 'n interessante een en ons almal is daardeur en ons almal is op die paaie daardeur en op die ou uiteinde deur matriek en het 'n paadjies daarna gevolg. Die onderwyssektor in ons dorp, as ek gebedsversoeke of idees vir u kan gee om vir ons te bid in die skole, wil ek eerstens sê, dit gaan goed met ons skole in Nelspruit. Ek dink in dankbaarheid kan ons vir die Here bedank dat dit goed gaan met ons skole. Ons het fenominale skole hier by ons en dis ten spyte van die druk wat ons ervaar, ten spyte van finansiële druk, ten spyte van departementele druk, ten spyte van die aanslag van buite. Kan ons vir die Here regtig dankie sê vir die ongelooflike skole wat ons in ons dorp het. U weet self, Hoërskool Nelspruit ry maar ver om by skole uit te kom daar aan die rand om te kompeteer, maar ons is 'n skool wat dit kan doen en ons kan daarby uitkom. So ons is baie dankbaar in ons omgewing waar ons vir die Here kan sê, dankie dat dit goed gaan by ons skool. Maar dames en here, dis maar altyd 'n saak van gebed vir ons by die skool en ons waardeer julle insette ook hierby en dat u vir ons sal intree. Een van die goedjies wat ek en meneer Willie gesels het oor om aan u voor te lê, is om vir ons asseblief te bid vir ons gesinne en ons gesinstrukture en die standvastigheid binne in gesinne. Die aanslag van krikke. Ons verwys maar na krikke in die omgewing van, ek het hier neergeskryf, die sosiale media, die blootstelling van leerders, of dit nou in laerskool al begin en of dit nou in hoërskool is, die blootstelling of die beskerming van ons leerders van sosiale media. Ons het maar baie diep lyne daar by ons oor die gedagtes van sosiale media en ek vra vir u asseblief voorbidding in die beskerming daarvan. Natuurlik billebakkery, jy sal nie glo nie, drank, pornografie, vriendekringe, groepsdruk, daai goedjies wat ons in die hoërskool erg ervaar, maar jy sal nie glo nie, daar selfs in die laerskool en selfs in die laergrade ervaar leerders nog steeds groepdruk. Onthou hulle emosionele volwassenheid is nog nie daar nie. So hulle verstaan nog nie die gevolge so lekker van hierdie goedjies nie. So as dit 'n punt van gebed vir u is, asseblief die beskerming van ons leerders teen al die aanslae en die goedjies wat hulle ervaar reg deur die dag, reg deur die jaar wat hulle by die skool is. Dames en here, dan 'n bietjie verder en groter, bid asseblief voorbidding vir ons nasionale strukture, en meer spesifiek dalk vir hulle verstaan van die druk op grondvlak. Ek het altyd 'n gedagte rondom mense wat in kantore sit, weet nie wat by die skool aangaan nie. Mense wat iewers in die departement sit in 'n gebou iewers in 'n ander stad, weet nie altyd wat by die skool op grondvlak aangaan en die uitdagings wat ons ervaar en beleef nie. So ons nasionale strukture en dan soos ek vra dan hulle verstaan en die begrip. Dames en here, en dan een van die outjies wat na in my hart lê, dis iets wat op my tafel ook is as adjunkhoof, is die wellness. Afrikaanse woord ontbreek my vir 'n oomblik, maar ons personeel en ons leerders se wellness, hulle harte, hulle gedagtes. So die aanslag wat ons moet verduur as onderwysers. Daar kyk ek spesifiek na die druk van die akademie. Ons die staat druk maar hard. Ons moet bly presteer en ongelukkig presteer ons skole in die dorp. So as jy asseblief vir ons voorbidding kan doen vir ons personeel en die druk wat hulle daar rondom moet ervaar of wat ons ervaar. En dan dames en here, die verwagting van ouers.
Die druk wat ouers op skole plaas en die druk wat ons ervaar rondom die hantering daarvan en natuurlik om seker te maak dat daardie leerder 'n suksesvolle matrikulant is aan die einde van sy skoolloopbaan. Gedagte wat ek daarby u wil laat, enige onderwyser, enige skool het op die ou uiteinde u kind se belange op die hart en enige kind se belange op die hart. En net soos wat ons 'n goue driehoek het tussen die ouer, die kind en die skool, het ons 'n groot gebedsversoek rondom ons is besig om jong volwassenes groot te maak. Maak nie saak of hulle klein graad eentjies is, graad 8s of matrikulante is nie. Ons is besig om jong volwassenes groot te maak. So die gebed is om ons kinders te beskerm, ons personeel en ons ouers te beskerm en natuurlik die leiding wat ons van die departement af kry, daai druk te kan absorbeer en dit reg te bestuur. Baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie aan meneer Bertus om hier namens die onderwysers bietjie te kom praat. Ek hoor julle het sy hart gehoor en gehoor wat is die goed wat soms dit moeilik maak. En die hartseer is, ek weet self, ek was lank op Bergland se beheerliggaam. Ongelukkig soms bedoel ouers goed, maar soms is ouers die rede hoekom daar soveel druk is. En daarom moet ons as ouers ook mooi kyk oor hoe ons die onderwysers hanteer en ander mense hanteer. En dan het ek vir Inge gevra, waar sit jy Inge? Daar is hy. Inge, sy is, wat noem julle dit deesdae? Is nie 'n leerlingraad nie, wat word dit nou genoem? Of is dit nog leerlingraad? Bestuurskomitee, skus. Ek hou nie altyd tred met die terme nie, maar sy's daar op die bestuurskomitee dan ook namens die kinders daar by Nelspruit Hoërskool en ek het gevra as kind ook net so 'n bietjie met ons kom deel wat is hulle belewenis en wat sou sy sê is die goed wat nodig is om vir voorbereiding te doen. Dankie Inge. Dankie Dominee. Goeiemôre gemeente. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanmôre hier te wees, veral met die biddag vir onderwys en opleiding. So ek wil net 'n bietjie my hart deel en my perspektief en alles wat ek raak sien as 'n matrikulant in Hoërskool Nelspruit. So die eerste ding waarmee ek wil praat is ons jong mense en ons geloof. Dit is so maklik om te sê ons is Christene. Ons sê ons is Christene, ons dra daai What Would Jesus Do bandjie. Ek dink almal weet wat dit is. Ons plaas Bybelversies op ons statusse, ons stories en so meer. Maar wys ons dade en ons aksies dat ons Christene is? Ek dink nie altyd so nie. Ek dink dit is baie moeilik, veral in vandag se lewe, groepsdruk, jy wil cool wees, jy wil in wees, en dis nie altyd ons prioriteit om deur wat ons doen en ons dade die Here se naam te verheerlik nie. So ja, dit maak my eintlik baie hartseer dat dit die geval is. Maar ek glo nie ons is sleg nie. Ek dink ons het net so gemaklik geword om net ons geloof uit te leef op Sondag. Nie 365 dae 'n week, 24 uur per dag, 7 dae, nee 365 dae per jaar en so meer nie. So ek bid net dat ons geloof sigbaar sal maak en laat ons dit nie sal wegsteek nie. Want wat is die doel? Jy gaan wees die lig in die lig nou hier in kerk op Sondag, maar nie waar dit nodig is nie, by ons skool in donker tye. So ek wil net soos meneer Gordon altyd gesê, die goue reël van die lewe. Kom ons hanteer anders soos wat ons self gehanteer wil word. Mag ons nie mekaar afbreek nie, mekaar uitsluit nie. En mag ons nie net ons geloof op Sondag uitlewe nie, maar elke dag, elke oomblik, by elke vriend wat jy is. Moenie jou persoonlikheid aanpas in die groep waarin jy is nie. Wees jouself, wees 'n kind van die Here en laat die lig skyn. Die tweede ding is die akademiese druk. Ons tieners aanvaar dit elke liewe dag. Soos meneer Bertus gesê het, ek dink die ouers speel ook nog 'n groot rol in dit. Dis druk, jy moet goed doen, punte, take, als en so meer. So ek dink ons moenie ons waarde in ons punte kry nie. Kom ons kry dit by God. Ek weet daar is baie druk, laat ons toekoms moet uitsorteer en ons moet dit nou doen. Ons moet dit vandag doen. Maar
wat help dit? Ons probeer ons toekoms nou uitsorteer en bepaal, maar ons is nog steeds besig om onsself uit te figure. So, besef net waar jou krag vandaan kom. Jy kan nie met 'n leë tank vol brandstof aanhou ry nie. So kry jy jou krag by die Here en dan pak ons die akademie aan, dan pak ons die sport aan. En dan laasens wil ek net ook ietsie sê van die onderwysers. Ek dink dit is besonder moeilik om in vandag se tyd 'n onderwyser te wees. Hulle moet klasse hanteer, administrasie doen. Kinders motiveer wat nie gemotiveer wil word nie. En ja, selfs die kinders wat nie die nodige respek vir hulle gee, hanteer nie. Hulle moet hulle hanteer met liefde, geduld. Maar ek weet nou nie van julle nie, maar hoe sal julle voel as 'n kind so voor jou sit met 'n selfoon en jy gee klas, jy gee jou alles, jy doen gebare, jy probeer net hulle aandag hou, maar dit is so moeilik. Ek wil nie weet hoeveel keer 'n dag sê onderwysers vir die kinders, bær asseblief julle foon in julle tasse nie. So, ja, ek dink net ons moet vir hulle bid en laat hulle krag, wysheid en net krag hê om deur die week te gaan. Want ek dink onderwysers het 'n spesiale graad nodig om van ons houdings te hanteer. So, nee, ek wil regtig moed af vir hulle. En dis nou ten spyte van kunsmatige intelligensie, sosiale media, fone en al daai goed wat net ons aandag kan aflei. So ja, ek dink verseker is nie maklik nie. Daarom vra ek spesifiek dat ons vir hulle sal bid. Of sommer in die gemeente, wil ek net vra, bid asseblief vir die jong mense, dat ons opregte Christene sal wees. Dat ons nie net lou warm sal wees nie, en net op sonde ons geloof uitbeeld nie. Mag ons dit reg deur die jaar doen. En ook dat leerders vrede en hoop sal vind in die Here, ten midde van akademiese druk. En laastens, onderwysers, asseblief julle, kom ons bid dat hulle versterk word en ja, dat hulle deur die uitdagende tye net kan deurdruk. Baie dankie vir julle tyd, gemeente. Geseënd is julle. Kom ons sluit ons oë dan, bid ek vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer hier kan wees. Here, hier waar ons teenwoordig is as 'n geloofsfamilie, as 'n huisgesin van U. Here, en dankie dat ons kan kinders van U wees, dankie dat U lief is vir ons elkeen. Dankie Here dat U omgee ook vir elkeen van ons. Here, maar ons is ook hier want ons graag aan U al die lof en die eer bring, omdat ons weet U is die ware God. U is die een wat alles gemaak het, U is die een wat alles onderhou. Maar Here, ons is ook hier want ons wil graag meer van U leer en meer hoor, wat is dit wat U van my vra? Wat is dit wat U van my verwag? En daarom help dat ons ook vanoggend sal luister om te hoor, maar wat wil U vir my kom sê? En hoe moet ek my lewenswyse aanpas, sodat my lewe al hoe meer kan lyk, soos wat U wil hê dit moet lyk. Here, kom seën U woord aan ons, en help dat U woord vrugbare grond in ons harte sal vind, waar die saad van die woord kan ontkiem, en kan groei en kan vrug dra. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit die Ou Testament, daar uit 1 Samuel uit, 1 Samuel hoofstuk 2, 'n paar verse, en dan ook hoofstuk 3. En nou wil ek sê, ek het nie voor die tyd gehoor wat meneer Bertus gaan sê en wat Inge gaan sê nie. Maar dis hoe die Here werk, né? Deur sy gees dan lei hy ou om oor dieselfde goed te praat en by stil te staan. En ek wil met ons stukkies deel, en ek gaan terwille van tyd net enkele van die verse lees. Julle kan self die hele verhaal lees van Eli en Samuel en van Hofni en Pinjas, Eli se eie kinders en wat daar gebeur het. Maar ek gaan daar vir ons van 1 Samuel 2 vanaf vers 11 af 'n klompie verse saam lees.
Miskien net die voorafgaande sê, en die voorafgaande is dit daar wanneer Elkana hulle daar na die tempel toe kom, soos hulle elke jaar moet, en dan te kom offer, en dan Hanna wat so hartseer is omdat sy kinderloos is, en dan wanneer sy en Eli met mekaar praat, dan sê die Here deur Eli dat sy 'n kind gaan hê, en dan sê sy, maar sy sal hom aan die Here toewy, en dan doen sy dit ook, en dis van daar af wat ons die verhaal dan vanaf verder lees. Daarna het Elkana na die huis toe gegaan in Rama, terwyl die seun Samuel die Here bly dien het onder toesig van die priester Eli. Maar Eli se seuns was slegte mense, hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Die reg van die priesters teenoor die volk was, so elke keer wanneer iemand 'n offer bring, kon die priester se slaaf met 'n 3-tand vurk in sy hand, en wanneer die vleis kook, steek hy die vurk in die kastrol of die bak of die pot of die pan. Alles wat in die vurk optrek, vat die priester vir hom. Dit het hulle gedoen met al die Israeliete wat in Silo kom offer het. Maar nog voordat die vet aan die brand gesteek is, het die slaaf van die priester al gekom en aan die man wat offer gesê, gee vleis om vir die priester te braai. Hy neem nie gekookte vleis van jou aan nie, net jou rou vleis. En dan gaan dit so aan, en dan lees ons daar verder in vers 18, maar Samuel het die Here gedien, as 'n seun het Samuel al 'n linne skouerkleed gedra. Sy ma het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring, wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring. Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê, mag die Here jou uit hierdie vrou 'n nageslag gee in die plek van die seun wat van die Here afgesmeek is. Daarna het hulle weer huis toe gegaan. Die Here het hom oor Hanna ontferm en sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. Eli was al baie oud, en wanneer hy alles hoor wat sy seuns aan die Israeliete doen, en dat hulle by die vrouens slaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge, dat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade? Ag, my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Here. Wanneer een mens teen 'n ander mens verkeerd optree, sal die regters die saak uitmaak. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan die saak uitmaak? Hulle het egter nie na hulle pa se vermaaning geluister nie, want die Here het besluit om hulle dood te maak. Maar die seun Samuel het groot geword en die Here en die mense was hom goedgesind. En as ons verder lees, dan sien ons dat die Here dan ook die straf aankondig oor Eli se familie op grond van alles wat sy eie seuns dan verkeerd doen en die skade wat hulle doen. As ons verder lees, dan lees ons daar dat hulle die oorsaak was dat die volk nie meer regtig ernstig was in hulle verhouding met die Here nie. As gevolg van die slegte voorbeeld wat hulle gestel het, het die volk al hoe meer afvallig van die Here geword. Maar ek wil net vir ons vanoggend tot sover dan lees. Ons as mense word nie in isolasie groot nie. Ons oefen 'n invloed op mekaar uit. En ek dink die grootste invloed, of wanneer iemand die grootste of die meeste beïnvloedbaar is juis wanneer jy 'n kind is. Ons weet dat kinders wat baie klein is, alles glo wat ma en pa vir hulle sê. En vertrou en alles doen, en dan soos hulle ouer raak en hulle begin skool toe gaan, dan iewerster in jou lewe kom jy agter dat die onderwysers wat hulle sê maak meer saak as wat pa en ma sê, né? Dan luister hulle meer vir die onderwysers se opinies en standpunte. En dan raak hulle ouer en dan word hulle tieners, en dan raak dit baie meer weer die invloed van vriende en 'n klomp ander goed wat beïnvloed. En dis juis een van ons dilemma's. As ons terugdink toe baie van ons wat nou al is, kind was, dan het ons hoofsaaklik invloed gehad
van ons ouers en ander volwassenes en dan van onderwysers af en dan later van jou vriende. Maar vandag se kinders word groot met baie meer invloed op hulle lewens. As gevolg van selfone, hulle inligting van reg oor die wêreld, van verskillende mense se opinies, verskillende mense se idees. Hulle sien goed wat ander jong mense aanvang, hulle dalk nooit voorheen sou gesien het. Want in die plek waar jy dalk groot word, beleef jy nie sulke goed nie, maar nou sien jy op TikTok en al hierdie ander goed, maar wat vang mense aan? En dit prikkel jy, dink maar, dalk dit nou juist iets om cool te wees, en kom ek probeer dit ook. So die invloed op ons jong mense raak net al hoe meer en meer. En daarom is dit so belangrik dat ons sal bid vir ons jong mense en vir ons kinders. Want hulle verstaan nie noodwendig altyd al op hulle emosionele en fisiese en al die ontwikkelings waardeur hulle gaan, altyd mooi, wat is die implikasies, wat is die nagevolge van wat ek doen nie. Baie keer doen hulle net 'n ding, en na die tyd besef hulle, maar wat is die skade, of dit wat kan fout gaan. En daarom moet ons regtig ernstig, as gemeente en as volwassenes, bid vir ons kinders. Maar julle sal onthou, laas Sondag, toe ons by ons gebedsweek stilgestaan het, het ek juist daaroor gepraat, dat gebed moet voete kry, dat ons moet bid, maar dat die Here sê, maar dan moet jy ook iets doen daaromtrent. Dat jy nie net moet bid, en nou sit jy terug, en nou aanvaar net alles doen nie, want die Here werk deur ons, die Here gebruik ook vir my en jou, juist sodat sy dit waaroor ons bid kan realiseer, en kan waar word. En dit is so belangrik as ons praat oor ons jong mense. En ek dink een van die groot goed wat uitdaging is, en so baie keer dink ek, is dit moeilik, want dis moeilik om te weet hoe om iets daaromtrent te doen. En oor die hoeveelheid, ek kom agter, hy bly wegbreek. Sy reg daar, reg. Een van die groot uitdagings wat ons het, is ons tydbestuur. Juis as gevolg van so baie besig wees. Ouers se werk raak net meer en meer. Die werk eis net meer en meer van hulle. Kinders se programme raak al hoe meer net voller en voller. Ons weet van al hoe meer sport, wat ook nou al hoe meer na Sondag toe skuif, want dit kan nie in die week ingepas word of op Saterdag nie. En dit maak dat ons baie keer vasgevang wat ons tyd betref. Voel ons asof ons nie regtig kan losbreek van dit nie. Maar iewers gaan ons weer moet besef, maar as ek wil hê my kind moet die regte goed leer, as ek wil hê my kind moet die regte waardes en normes aanleer, is dit my verantwoordelikheid om genoeg tyd saam met my kind te spandeer, sodat my kind dit kan leer. Want onthou, as jy nie jou kind van jongs af die basiese waardes en norms en goed gaan leer, gaan hy dit op 'n ander plek leer. En dis nie noodwendig positief nie. En daarom moet ons as ouers baie meer daaroor gaan dink. Julle almal ken waarskynlik die teks in Deuteronomium 6 vers 7 wat die volgende sê. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Wat moet jy inskerp? Gaan hier oor God se wet, God se liefdesgebod. Dan sê die Bybel, maar jy ma en pa, jy oupa en ouma, jy oom en tannie, jy is verantwoordelik om dit in te skerp by jou kinders. Jy moet daaroor praat as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Wat probeer daarmee sê? Hy probeer daarmee sê, jy moet heeltyd met die Here besig wees. En dat hy wil hê dat kinders moet in jou lewe die Here kan raak sien. Maak nie saak waarmee jy besig is nie, moet dit sigbaar word en duidelik word. Stukkie wat ek vanoggend vir ons gelees het, gaan oor Eli, en dis aan die een kant so 'n mooi voorbeeld van die positiewe invloed van 'n ouer persoon op 'n kind, maar dan ook die hartseer kant van dieselfde persoon.
Eli was priester gewees in die tempel gewees, daar in Silo, en hy tempeldiens verrig, en dit wil voorkom op grond van wat ons daar lees, asof hy waarskynlik dan die hoofpriester ook dan by daardie tempel was. En ons het nou gelees, en ek wil julle verduidelik van Hanna en Samuel, wat sy van die Here afgebid het, en dan in die Here wy, en dan wanneer hy oud is, en nog 'n kind is, dan vat sy hom na die tempel toe, daar na Eli toe, en dan word hy in die tempel groot. En dan lees ons net positiewe goed. Ons lees dat Samuel groot word en groei in sy kennis van die Here. En dat onder Eli se bevoegde hande, onder Eli se opleiding, word Samuel hierdie wonderlike man van God. Want hy leer by Eli, en Eli leer hom al hierdie belangrike waardes en normes, en alles wat belangrik is vir hom, om kind van God te kan wees. Sodat die Here deur hom ook 'n verskil kan maak. Natuurlik het sy ouers nog steeds ook 'n rol gespeel. Eerste klompie jare het hy by sy ouers groot geword, so sy ouers het natuurlik die grondleggingswerk gedoen, om hom van die Here te vertel, om hom van die Here te leer. Maar dan wanneer hy daar by Eli is, dan leer Samuel meer, en hy groei. Ons sien dieselfde in die Nuwe Testament. As ons kyk na iemand soos byvoorbeeld Timoteus. Timoteus lees ons die volgende vandaan, 2 Timoteus 1 en 2 Timoteus 3. Ek dink so, dis Paulus wat in die woord is, ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en jou ma Eunice was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Timoteus het 'n Griekse pa gehad, en 'n Joodse ma, en dan sien ons hier sy ma en sy ouma was die twee wat van kleins af hom van die Here geleer het. Van kleins af hom gehelp het om te besef wie is die Here en te groei, en wat hom gehelp het om die regte waardes en die regte normes in sy lewe te hê. So dit is 'n mooi voorbeeld vir ons in die Nuwe Testament. Maar dan sien ons ongelukkig met Eli was daar ook 'n ander kant. Eli het 2 seuns gehad, en soos wat dit in die tradisie was daai tyd, as jy hoofpriester is of priester is, dan word jou seuns ook priesters. En dan lees ons hier, hulle het eintlik die verskriklikste goed gedoen. Baie slegte goed gedoen. Hulle wat die voorbeeld moes wees, die voorbeeld moes stel, doen dit nie. En waar iets in hulle lewe verkeerd geloop het, weet ons nie. Die Bybel kom sê nie vir ons, maar wat is die rede hoekom hulle so in skrille kontras met Samuel staan nie. Hulle was duidelik nou al groot en volwasse teen die tyd toe Samuel by Eli begin groot word het. Dalk kan dit wees dat Eli net gegroei het in sy kennis, in sy lewenservaring, en dat in die tyd toe Samuel by hom kom, hy baie wyser was en beter geweet het hoe om 'n kind groot te maak. Ek dink baie keer voel ons ook so. Ek het al baie keer in my lewe ook al gedink, as dit op grond van wat ek nou weet en hoe ek gegroei het in my geloof en my lewenservaring, is daar goed wat toe my kinders kleiner was ek anderster sou hanteer het. Op grond van wat ek nou weet. En miskien is dit wat daar gebeur het. Ons weet nie. Dalk was dit omdat Eli te besig was by die werk. Sy werk was om priester te wees, waarskynlik hoofpriester. Miskien het dit hom so besig gehou dat hy nie genoeg tyd aan sy 2 seuns spandeer het toe hulle jonk was, om die regte waardes en normes by hulle vas te lê nie. Bybel sê nie vir ons nie, ons kan maar net spekuleer. Maar as ons gaan kyk na die beginsels wat daar agter sit, moet ek en jy mooi daaroor gaan dink. Mooi daaroor gaan dink. Dit dalk van my en jou ook waar is. Dat ons miskien so besig is dat ons nie by ons kinders uitkom. En hoeveelheid wat ons veronderstel is om by hulle uit te kom nie. Genoeg tyd saam met hulle spandeer sodat hulle werklik van die Here kan leer nie. En onthou ouers, jou kind volg baie keer jou voorbeeld.
Voorbeeld wat jy vir hulle stel is baie keer die voorbeeld wat hulle gaan naleef. Voorbeeld daarvan kry ons in 2 Kronieke 33. 2 Kronieke 33 lees ons die volgende. Hy, dis nou Amon, het gaan nou hier oor konings van Israel. Hy, Amon, het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos Manasse sy pa gedoen het. Vir al die beelde wat Manasse sy pa gemaak het, het Amon offerhandes gebring. 2 konings in die volk se geskiedenis, 'n donker tyd vir die volk. Maar wat het gebeur? Die seun het net gegaan en gedoen wat sy pa gedoen het. Al die verkeerde dinge, al die slegte dinge wat sy pa gedoen het, het hy gedoen. En daarom moet ek en jy mooi gaan kyk na wat is die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel. Stel ons as ouers 'n voorbeeld wat sê, maar die Here is belangrik. Kan hulle dit sien in my manier van leef, my manier van optrek, hulle sien dat ek tyd saam met die Here spandeer, tyd spandeer om meer by die Here te leer. Want dit is so belangrik en ek weet dit is moeilik want ons leef in 'n gejaagde tyd. Maar as iets 'n belangrike genoeg in jou lewe vir jou is, dan ruim jy tyd daarvoor in. As dit hoog genoeg op jou prioriteitslys is, dan vind jy tyd om stil te word by die Here. Maar daarom het ons ook nodig om tyd saam met ons kinders te spandeer, sodat ons kinders kan leer, net soos wat Timoteus se ma en ouma gemaak het. Net soos wat Eli vir Samuel geleer het ons tyd nodig om dit te kan doen. Jou kind kan nie by jou goeie waardes en norme leer, as jy nie tyd saam met hulle spandeer. En in die Bybelse tyd was dit nie net ma en pa nie, die uitgebreide familie het 'n rol gespeel in die opvoeding van die kinders. So ja, ook ouma en oupa, ook oom en tannie, het 'n verantwoordelikheid om vir kinders te leer, om van kleins af die Here te leer ken. Van kleins af hulle lewe te baseer en te bou op die regte waardes en normes. Ek dink ons laat so baie keer toe, dat die wêreld vir ons kom vertel, dit is so belangrik dat jou kind in sport moet vorder, dit is so belangrik dat jou kind in akademie moet vorder. En ek sê nie, dit is nie belangrik, jy hoor my mooi. Maar ek dink die balans is baie keer verkeerd. Ons is so daarop gefokus. Dink aan wat Inge vir ons gesê het. Dat kinders baie keer beleef, hulle ouers druk hulle so die hele tyd. Dat ons vergeet om uit te kom by om hulle te leer van Christelike waardes en normes. Dat ons so besig is om hulle te druk op akademiese vlak en sportvlak, dat hierdie baie belangrike ontwikkeling as mens wat hulle moet deurgaan, soms begin agterweë bly, want ons het nie genoeg tyd en energie daarin om hulle Christelike waardes en normes te leer nie. Daarom kom waarsku Kolossense ons. Kolossense 3 vers 21 sê, vaders, geld natuurlik vir moeders ook, moenie gedurig by julle kinders fout soek, sodat hulle naand moedeloos word nie. Dis ietsie wat ek gehoor het, wat sy vir ons namens die kinders gesê het. Kinders na ons met tye begin moedeloos voel, want hulle voel hulle word net gedruk heeltyd op sekere areas, terwyl die ander goed nie gebeur, soos wat dit moet gebeur nie. Daarom moet ek en jy baie mooi daaroor gaan dink. En op 'n ou moment gaan dit daaroor om tyd te spandeer. Dit is so belangrik om te kies, maar waarop en saam met wie spandeer ek my tyd? Saam met wie deel ek my tyd? Ons het elkeen net 24 ure 'n dag. Ons het nie meer tyd nie. Ons kan doen wat ons wil. Ons kan nie meer tyd genereer nie. Dis hoekom ek altyd baie keer sê, ons praat altyd in Afrikaans van ons moet tyd maak vir iets, en eintlik onbewuslik praat ons dan verkeerd, want jy kan nie tyd maak nie. Jy het net 24 uur tyd. En daarom moet ons mooi gaan dink, maar hoe spandeer ek my tyd? Julle wat tieners is, moet mooi gaan dink, wat hier so sit, maar hoe spandeer jy jou tyd? Saam met wie spandeer jy jou tyd? Want almal en alles waarmee jy tyd spandeer, het 'n invloed op jou lewe en gaan jou lewe beïnvloed. En as jy gaan eerder tyd spandeer saam met mense wat 'n negatiewe invloed op jou lewe gaan hê. As jy te veel tyd gaan spandeer op allerlei sosiale media's waar daar 'n klomp goed is wat nie noodwendig altyd positief is nie,
dan gaan dit die grootste invloed op jou lewe uitoefen. Maar as jy kies om eerder meer tyd in God se teenwoordigheid te spandeer, dan gaan God die groter invloed op jou lewe uitoefen. En dan gaan jy meer leer van God se waardes en normes. Ons as ouers, ons as volwassenes moet die verantwoordelikheid lê by ons om tyd in te bestuur waar ons gesinne weer tyd saam spandeer. Julle sal weet, dis een van die goed wat ons gesê het wat hierdie jaar vir ons 'n kernding by ons deurlopend hierdie jaar gaan wees in die gemeente. Dat ons weer wil gesinne help om tyd saam met mekaar te spandeer, want ons kom agter dit is 'n groot leemte en dis waar baie pap op die grond val. Want ons leef so gejaag, pa's na sy werk toe, ma's na sy werk toe, kinders is by die skool, dan sit sport, dan sit allerlei ander goed. Iewers moet 'n ou kom as volwassenes en sê, iewers moet ons weer met mekaar saam tyd spandeer, sodat my kind by my kan leer. As jy hom nie gaan leer nie, as jy nie saam met hom tyd gaan spandeer nie, gaan hy ongelukkig waarskynlik van sosiale media af 'n klomp goed leer. En dit is nie altyd goed nie. Ja, daar's baie positiewe goed ook op sosiale media, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar daar's baie negatiewe goed. Julle het gehoor wat meneer Berthe sê, een van die goed wat hulle optel nou in die skole, dat hierdie 'n groot probleem begin raak. Dit wat kinders hier sien, beleef met mekaar deel. Nie net in die hoërskole nie, begin al hoe meer in die laerskole ook al so raak. So iewers moet ons kinders ook leer om hierdie reg te gebruik. Dink bietjie vir 'n oomblik toe baie van julle kinders was. Wat het jy as kind gedoen? Wat se invloed was daar op jou lewe gewees? Soos ek nou gesê het, pa en ma en oupa en ouma en boeties en sissies, want hoekom? As jy huiswerk klaar was, het jy gaan buite speel. Jy het meeste van die tyd nie geweet wat gaan in die wêreld daar buite aan nie. Jy het meeste van die tyd nie eers geweet wat gaan buitekant jou dorp aan nie. Jy het net geweet wat eintlik in jou dorp aangaan. Maar wat gebeur vandag so baie? Hoe word kinders groot? Pa en ma is besig so hulle word voor die TV groot. En dan sommer van vroeg afval, dan word hulle groot met 'n selfoon in die hand om hulle mee besig te hou. En dan leer ons kinders die verkeerde waardes, die verkeerde normes. Daarom moet jy, ma en pa, jou kind help om hierdie reg te bestuur. Sê nie jy moet dit wegvat nie, daar's baie positiewe goed ook. Maar kinders weet nie noodwendig altyd nie. En 'n tiener sou wat mooi wil laat verstaan, hy weet en hy kan, maar eintlik kan hulle nie, is ek reg? Eintlik kan hulle nie. Eintlik het hulle nog nie heeltemal daai emosionele volwassenheid, al dink hulle so, om hierdie reg te bestuur nie. Onthou Eli se verhaal. Jy moet gaan mooi dink, of jy wil hê jou kinders of kleinkinders moet so Samuel opgroei, en uitkom waar Samuel was, of jy jou kinders moet opeindig daar waar Hofni en Pinjas was. Jy gaan 'n groot invloed daarop uitoefen. Jy is pa en ma, jy is oupa of ouma, jy is oom of tannie. Kom ons kies weer en dink mooi, waar en hoe kan ek tyd inbestuur om saam as gesin te sit en gesels en te dink oor die Here. Want ons het nodig om as ouers en oupas en oumas met ons kinders weer oor die Here te praat. Te gesels en hulle te vertel, maar wie is God? Hoe beleef ek die Here? Watter waardes en normes is belangrik op die einde van die dag? Mag dit waar wees dat ons hierdie jaar sal kies, soos wat ons besluit het rondom ons fokus ook hierdie jaar as gemeente, dat ons weer ernstig sal maak om tyd as gesinne en families met mekaar te spandeer. Kom ons sit net so en dan bid ek vir ons. Hemelse Vader, dankie vir die voorbeelde wat in die woord is. Here, dankie vir voorbeelde wat vir ons wys wat die uitkoms is as ons tyd met ons kinders spandeer.
Eli wat met Samuel tyd spandeer het en Samuel wat opgroei en Eli leer ken het en 'n wonderlike mens word. Omdat hy van kleins af kon leer van U. Van Timoteus, al het hy 'n Griekse pa gehad, het sy ma en sy ouma soveel tyd met hom spandeer rondom die geskrifte en later aan Paulus wat hom onder sy vlerk ingeneem het. Dat Timoteus opgroei om hierdie man van God te wees. Maar Here, aan die ander kant sien ons die waarskuwings van Eli se eie seuns wat opgroei en doen wat gruwelik in die oë is. Die tempel misbruik vir hulle eie voordeel. En dat ons daar lees dat dit wat hulle gedoen het negatiewe gevolge gehad vir die komende geslagte. Here, help dat ons dit sal besef, dat as ek nie genoeg tyd inruim om met my kinders te spandeer, om met hulle oor U te praat nie, of met my kleinkinders nie, dat dit 'n rimpel effek het. Dat dit nie net op 'n oomblik gaan maak dat hulle nie U leer ken nie, maar ook vir die opkomende geslagte gaan dit negatief wees. Daarom help ons, Here, wys vir ons, gee vir ons die wysheid midde in sulke besige, gejaagde lewe. Wat kan ons doen en waar is daar geleenthede wat ons meer tyd saam kan spandeer om oor U te praat? Here, want hy kom sê daar in Deuteronomium, dis ons as ouers, ons as oupas en oumas, ons as volwassenes se taak om nie net ons kinders akademies voor te berei of vir sport voor te berei nie, maar hulle ook van U te leer en hulle te help om die regte waardes en beginsels deel van hulle lewe te maak. Here, help ons dat ons dit sal kan regkry. Geef ons die wysheid dat daar waar ons dalk gefouteer het, dat ons dit kan regmaak. En dankie vir U genade wat groot is en dat U baie keer kom heel maak daar waar ons verbrou het. Dankie daarvoor ook, Here. Here, help dat ons sal aanhou bid vir ons kinders in die skole. Dan sal aanhou bid vir die maats, dat hulle goeie maats sal hê wat hulle positief beïnvloed. Here, gee dat ons sal aanhou bid vir die onderwysers wat en ek so baie druk beleef. Druk om met hulle graag hulle passie wil uitleef. Maar dat daar baie keer goed is wat dit vir hulle moeilik maak. Baie keer goed is wat eintlik hulle passie by hulle kom steel. Daarom help dat ons sal aanhou bid vir hulle. Aanhou vir hulle sal bid vir wysheid, vir hulle aanhou sal bid vir krag en vir energie. Want hulle speel so 'n belangrike, so groot rol in ons kinders se groot word. Dankie, Here, dat die skole hier in Nelspruit nog op U gefokus is, op U gerig is, dat al die skole hier in Nelspruit U nog deel het van hulle waardesisteem. So weer is nie meer oral so nie. Maar dankie dat dit hier so is en daarom help dat ons sal aanhou bid. Help dat ons eerder sal vra, hoe kan ek 'n verskil maak? Hoe kan ek help? As om altyd maar net weer te gaan kla oor iets of te gaan kla oor 'n onderwyser. Help dat ons eerder sal bid vir die onderwysers. Help dat ons daai ingesteldheid sal hê. Here, ons kom bid en vra dat U ons sal seën en dat U sal help dat ons ook tot seën vir ander sal wees. Ons kom vra dat dit U groot in U heilige naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.